Hallo, goeiemôre. Is dit nie mooi nie? Watter digter het nou weer gesê Oktober, die mooiste maand. Nee, dis regtig so. Die mooiste maand. Die Here gee vir ons die mooiste in die lewe. So baie welkom. Ons staan vandag stil by 2 Timoteus hoofstuk 2 en jy hoor reg vers 8 tot 15. So hy gaan so oor 2 perikope spring, maar dit is die teks wat ons gaan lees. En jy sal sien, dit maak eintlik sin ook. So as jy wil, maak gou jou Bybel oop, dat jy saam lees en volg soms, soos wat ek die boodskap bring, volg jy in die teks, want as daar 'n hoogtepunt in 'n erediens is die hoogtepunt wanneer ons die woord van God lees, want dan praat God self direk in woorde met elkeen van ons. Maar kom ons begin reg, kom ons maak ons oë toe. Juig tot eer van God almal op aarde, besin die eer van die Here se naam, betoon eer met 'n loflied aan hom. Almal op aarde buig voor u in aanbidding, Here. Hulle besin u naam. Kom ons luister almal na wat God vir ons sê. Kom ons luister met ontzag. Ek wil vertel van wat u vir my gedoen het. U moet geprys word. U wat ons gebed nie afwys nie en die troue liefde nie van ons weerhou nie. Ons aanbid u. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God die Vader, van Jesus Christus die Heer, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Is dit nie 'n heerlike groet nie? God wat genade en vrede aan ons betoon. Maar nou wil ek jou nooi, kom ons lees saam uit 2 Timoteus. 2 Timoteus, hoofstuk 2, vers 8. Daar staan geskryf: Onthou altyd dat Jesus Christus 'n nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie en is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Ons lees dit hier toe saam. 'n Arbeider wat die waarheid suiwer verkondig. Dit trek 'n mens nogal in. Dit gee vir jou ietsie. 'n Arbeider wat die waarheid suiwer verkondig. Paulus, ou man, praat met 'n jong man, Timoteus. En hy is besig om vir hom te help hoe om in sy bediening in te gaan. Dis so asof, jy weet, in ons kerk is die gebruik nou, dat studente doen hulle teologiese opleiding, en daar's baie praktiese geleenthede wat hulle het, maar dan die laaste jaar, dan doen hulle 'n gemeentejaar, dan is hulle voluit in 'n gemeente, werk in 'n gemeente, en hulle het sulke geleenthede, wat hulle ontmoeting, kontaksessies, wat hulle by die universiteit nakom. Maar die meeste van die tyd is hulle in 'n gemeente. En dit lyk asof dit nou Timoteus se gemeentejaar was. So daar sê 'n magte om wysheid wat Paulus eintlik so wil uitgooi oor Timoteus. Timoteus is lank al 'n Christen, maar Paulus se einde kom baie naby. En nou is dit nogal baie interessant. Dis asof Paulus iets vir Timoteus wil sê. Dis asof hy vir hom ietsie wil sê, onthou net, jou geloof is nooit 'n kantlyn geloof nie. Jy moet druk in die skram. Jy is op die veld. Druk in die skram. Wees betrokke.
Daar's normale wyshede wat hy vir hom kwytraak en hy praat so ietsie daaroor en dan is daar 'n paar intense wyshede. Die eerste van die normale wyshede wat hy vir hom sê is jong, as ons oor konflik praat, konflik is deel van die lewe. Maar konflik moet altyd konstruktief wees. Woorde, ag nee man, bly weg van argumente af. Bly weg van oortuiging af. Jy weet, as twee mense in 'n woorde argument betrokke raak, dan terwyl jy praat, is ek al klaar besig om te dink wat gaan ek volgende sê. Ek luister nie na wat jy sê nie. Jy luister ook nie na wat ek sê nie. So sulke argumente, weet dit nie nut nie, los dit. Bly weg daarvan af. Dit bring jou niks in die sak nie. Wat wel saak maak, is iemand se naam, of eintlik meer belangrik, God se naam. Dit moet jy beskerm. Wanneer onreg gepleeg word, dit moet jy aanspreek. Wanneer 'n werklike beginsel van God gedishonoreer word, dit moet jy aanspreek. So konflik, dink mooi oor konflik. Maar daar's 'n tweede ding en dit gaan oor 'n leë lewe. 'n Leë lewe kan niks reg kry nie. Man, dit is 'n galmende simbaal, nee, dit is net 'n pot wat raas. Dit het geen nut nie. 'n lewe kan niks reg kry nie. Maar as jy besef dat jy saam met Christus lewe en Christus vul jou lewe, dan het jy 'n vol lewe. 'n Vol lewe. En leef vanuit daai roeping. Jy's gevul met Jesus Christus. Leef vanuit daai roeping. Jy weet, elkeen van ons, dit is eie unieke spiritualiteit, wat maak dat ons kan geestelik groei. Elkeen van ons het ons eie gawes, wat die Gees aan elkeen van ons gee, soos wat hy goed dink. En daarom moet elkeen met hierdie spiritualiteit, en hierdie gawes, en hierdie persoonlikheid, kry ons elkeen 'n roeping. 'n Spesifieke roeping. So byvoorbeeld sê Paulus hier, ek het 'n roeping, ek het baie geleer. En jong, Paulus het baie jare geleer. En tog is ek geroep na die heidene toe, om die woord aan hulle te verkondig. Timoteus, jou ma en ouma was Jode, jou pa is waarskynlik nie 'n Jood nie, so jy kan met Jode en met mense wat nie Jode is nie, baie goed praat. So God gaan jou in so 'n gemeente gebruik. Timoteus, ek, Paulus, ek gaan nie vir jou vis gee nie. Ek gaan nie vir jou 'n klompie reeltjies gee en sê, jy moet dit en jy moet nie dit nie, oppas vir dit, en trek hierdie klere aan en nie daai skoene, nee. Ek gaan jou leer visvang. Dit is die grootste reël as visser van mense. Leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ja, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Jesus leef regtig. Jesus leef in jou. Nee? Jy leef saam met Christus en Jesus Christus vul jou lewe. Jy is nie meer 'n leë dop nie. Jesus leef in jou. Daar's jou roeping. Daar's hoe jy moet leef. Weet jy, as ek dit vir jou gesê het, moet jy nie dink, o, Jesus leef nou in my, so alles gaan nou net maklik wees nie. Nee, ek wil juist met jou 'n bietjie gesels oor ek wil jou leer visvang. Hoe reageer jy as dit sleg gaan? Hoe reageer jy as jou planne omgekrap en te mekaar gemaak word? As jy baie swaar kry, as dinge buite jou beheer is, en jy staan op persoon, jy kan net sien hoe dat die chaos net so ontwikkel hier voor jou, wat doen jy dan? Wel, en dis nou nie in die teks nie, daar's 4 reaksies op swaar kry, en dit het die sielkundiges nie, bedryfsielkundiges al mooi vir ons geleer, as 4 reaksies. Die eerste reaksie is, as die situasie ongemaklik word, die volstrystegniek, jy trek jou terug en jy kyk wat gebeur. Jy trek terug tot binne in jou tank, en jy loer deur die panserruite, en jy kyk wat gebeur. Hier is ek veilig, hier is ek warm, hier is alles vir my bekend, maar weet jy wat? As jy dit so leef, dan verander niks nie. Dan klim jy maar net weer uit jou tank uit, wanneer alles verby is. En dan kyk jy wat het gebeur. Dis nie 'n situasie waar groei plaasvind. Maar jy kan anders optree, jy kan optree en sê, as ek swaar kry, ek is 'n man wat hou van papiertjies en van lysies, ek beplan, ek gaan dit doen.
en dan kyk ek wat van hierdie goed gebeur. Dis 'n verantwoordelike manier, beplan, doen, kyk, beplan, doen, kyk. Kry die nodige hulpmiddels, hier kom COVID aan, nee, ek kry al die nodige hulpmiddels, ek trek my toe totdat lente aanbreek, dan kom ek uit en dan het ek nog wat ek nodig het. Dis ook maar 'n terughardloop nes toe, nee, dit is nie, jy kan hoor, dan wil ek net weer aangaan soos dit van tevore was. So beplanning kyk werk, maar dit werk nie goed nie. Baie mense, en dit kom eintlik sommer so van self uit hulle wese uit, het 'n verhoogde sensitiwiteit. As ek swaar kry, raak ek bewus van ander mense wat swaar kry. As dit met my goed gaan, kan ek iemand anders sien wat swaar kry. En sê ek, ag man, kom by. Iemand 'n geliefde verloor, sê ek, man, jy moet nou oor dit kom en aangaan. Dan is dit omdat ek nog nie 'n geliefde verloor het nie. Maar wanneer ek swaar kry, raak ek bewus van iemand anders se swaar kry. En ontstaan daar empatie. Ek kan my indink in 'n ander se situasie. En weet jy wat? Dan voel ons minder alleen. Ek gaan deur swaar kry en ek weet jy gaan dit deur swaar kry, so kom ons loop saam deur die swaar kry. Minder alleen. Dis hulle baie beter om net empatie te hê. Nou daar's 'n vierde ding, en dit is om konstruktief op te tree. En dis waarmee Paulus hier met Timoteus praat. Ons het vandag 'n pragtige term ontwikkel. Paulus sou vandag vir Timoteus gesê, jy moet veerkragtig wees, nee, jy moet soos 'n rekkie wees, jy moet soos 'n ballon wees. Jy moet opgeblaas, jy moet water in jou kan vat, jy moet water kan uithaal. Veerkragtig, want dit is jou roeping. Kyk wat God in en deur jou doen. Jy moet kan leef verby jou eie omstandighede. Ja, veerkragtigheid het 'n modewoord geword, maar om te kan floreer as alles swaar gaan. Ons ken sulke mense, jy ken ook sulke mense, ek ken sulke mense. Mense wat kan opstaan as hulle geval het. En dan dink 'n mens, wauw, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg? Weet jy wat, jy kan dit aanleer. As jy nie daarmee gebore is nie, is daar tegnieke om dit aan te leer. En hier is die tegniek wat Paulus vir Timoteus sê, Timoteus, jy gaan baie keer val, jy gaan voel soos 'n pot wat stikkend geslaan is, heeltemal uitmekaar uitgekraak is. Onthou, Jesus het uit die dood uit opgestaan. En hy leef nou binne in jou. Dis die skat wat binne in jou leef. Jesus het uit die dood uit opgestaan en hy leef. En hy leef in jou. Hy maak jou vol. En sy heerlikheid skyn deur jou. So hy deel sy lewe deur jou. Daarom sê hy, kom ons praat oor die hoop wat ons roeping aan. Dis 'n groot woord, nee. Kom ons praat oor die hoop wat in ons roeping is en wat ons roeping vir ons inhou. Maar hy sê eintlik 'n baie praktiese ding. Wanneer ek en jy bid, laat die koninkryk kom, dan moet ons eintlik bid, laat die koninkryk nou al kom. So God wil ons gebruik om hierdie wêreld wat in sonde geval het, so op te bou en soveel beter te maak, dat wanneer die nuwe hemel en die nuwe aarde kom, die ou aarde so verbeter is, dat die oorgang van ons, van die ou aarde na die nuwe aarde eintlik glad sal loop. Daarom is ons hier gesit, om God se koninkryk 'n werklikheid te maak. Nee, ons sal nooit wonderlik wees, ons sal nooit by heiligheid uitkom op hierdie wêreld nie, maar dis ons aspirasies, dat die koninkryk nou en die koninkryk dan so naby mekaar sal wees, dat dit 'n gladde oorgang sal wees. Dan begin ons reg leef, want dan maak ek hierdie plek asof in die hemel. Jy is 'n geroepene. Ek wil dit weer sê. God het jou geroep. Jou en vir my. En onthou, Jesus het opgestaan en Jesus leef in jou en in my. Hy leef en dis ons roeping. As sy opstanding eintlik tasbaar word, nee, maar kom ons maak sy opstanding regtig. As hy besef Jesus leef in my. Hoe sê Paulus hier vir Timoteus, dan leef ek en ek getuig en dis my roeping ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing kan kry. Ek sal getuig en ek sal leef en ek sal straal. Die eerste belangrike ding
om Jesus se opstanding regtig te maak, is om 'n omgeekultuur te ontwikkel. Ek het nou so daaraan geraak, dat ons vir mekaar kan omgee, dat ons mekaar sal dra en versorg en bid en ondersteun. Jy weet, ons is maar klein baksteentjies, maar 1 miljoen klein baksteentjies saam maak 'n groot gebou. So as elke ou sy bietjie doen, dan maak ons 'n groot verskil. Die tweede belangrike ding is dat ons altyd gereed moet wees met 'n antwoord. Nou, dis hier waar gelowiges baie keer skrik en dan bel hulle die dominee of sê kom ons bel die dominee. Maar jy moet sê wat Jesus vir jou sê. Dit is nie die volmaakte antwoord nie. Onthou, dit gaan nie oor die woorde nie. Paulus het klaar gesê, nee man, moet jou nie besig met woorde nie. So jy's nie in 'n dogmatiese gesprek en 'n teologiese diskussie met 'n ander geleerde vriend nie. Jy is besig om te sê, maar weet jy wat? Jesus het al vir my gesê, dit werk so en so en so. Ja, maar hy antwoord altyd gereed. Die derde belangrike ding is, ons is kinders van die lig. Jesus leef in ons. So sy lig straal deur ons. So mense sien hom in ons lewe. Ons weerspieël die heerlikheid van God. Ons is beelddraers van hom. So ek kan maar net op een manier afsluit vandag. Jy's nie leeg nie. Jesus het opgestaan. Jesus leef. Jesus leef in jou. Here, baie dankie. Dankie dat U in my leef, in ons leef. Dankie dat ons die liggaam van Jesus Christus is. Dankie vir die roeping wat dit vir ons inhou en dat U wil praat deur ons, deur wat ons sê en veral ook deur wat ons doen. So daarom wil ons net vra, gebruik ons as instrumente vir besonderse diens. Gebruik ons om U koninkryke werklikheid te maak. Gebruik ons om U te verheerlik, tydig en ontydig. Amen. Mag dit vir jou 'n wonderlike Sondag wees. En as jy die Here wil dien met jou dankoffer, ons is gereed om jou dankoffer te ontvang. En ons sal dit gebruik tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk. Maar dis die belangrikste wat ek nou wil sê nie. Wat ek nou wil sê is, die Here gaan saam met jou vandag en môre in. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die troos en teenwoordigheid van die Heilige Gees jou altyd inspireer. Amen.